Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend in die ateljee is Nico Grobler. Hy is 'n byeboer. Dit is internasionale wêreld byedag en ons gesels 'n bietjie oor byeboerdery. Nico, goeiemôre en welkom. Baie dankie. So, kom ons begin net gou by die begin. Wêreld byedag plaas 'n bietjie fokus natuurlik op die belangrikheid van bye, maar hoe groot is die rol van bye werklik wanneer dit nou kom by Suid-Afrika, spesifiek ons landboubedryf? Ek dink nie ons besef aldag hoe krities belangrik is bye nie. Vir die bestuiving van al die gewasse. Vir hulle reken vir 90% van plante en soveel as 30% van dit wat ek en jy eet, het bye nodig vir die bestuiving. So, daar was 'n interessante dokumentêr wat ek nie te lank terug gesien het, spesifiek oor bye, wat hulle gesê het, dat bye is besig om stadig maar seker uit te sterf in groot dele van die wêreld. En sou dit gebeur, kan dit nog ons krisis inhou vir ons as mens. Hoekom spesifiek is dit? Wel, gegee die opmerking wat ons pas gemaak het, moet ons onthou dat bye is baie belangrik vir ons landbou. As jy byvoorbeeld vat 'n gewas soos avokado pere, het tot 'n 80% beter vruglewering as hy behoorlik bestuif word deur bye. Ek het aandag met 'n man gepraat wat 'n landboukonsultant is wat met 'n boer gekonsulteer het wat pampoene geplant het. 1 jaar sonder bye en die daaropvolgende jaar met bye. Hy het 'n 50% beter vruglewering gekry. So ek dink dan is dit voor die hand liggend hoe belangrik is bye regtig vir ons landbou en vir dit wat ek en jy elke dag gebruik. Dit is net interessant, want as 'n mens dink bye en bestuiving het ons maar op skool geleer, jy weet, die blomme en so voorts, maar soos wat jy nou sê, avokado, pere, pampoene, omtrent elke vrug het nodig dat bye bestuiving daarop doen. Ja, ek dink wat vir my die belangrikste is natuurlik koffie. Ek meen, sonder 'n ou oggendkoffietjie was ek nie vanoggend hier by julle nie. So vroeg hier by julle nie. En koffie word deur bye bestuif. So ja, nee, ons bye. Ek neem nou aan nie elke boon individueel nie, nê? Nee. Wel die koffieplant. Ja. En hulle reken dat dit selfs bydra tot die aroma en die kwaliteit van die boon as hy behoorlik bestuif word. So, wat is dan nou van die grootste uitdagings waarmee byeboere spesifiek tans in Suid-Afrika worstel? Ek dink een van die groot probleme wat ons vandag in Suid-Afrika het, is natuurlik diefstal en vandalisme. Dis 'n ding wat besig is om regte hande uit te ruk. 'n kollega van ons byvoorbeeld, 'n vriend van ons, het 188 korwe verloor in een aand. So hierdie vandale kom in, natuurlik toegerus met byepakke, gooi byekorwe om, sny die heuning uit en verkoop dit op die swartmark. Jy sien dit daagliks op Facebook. Hoe hulle emmertjies heuning verkoop op die sypaadjies oral. En dis 'n groot probleem. So wat sou jou advies dan nou wees, waarvoor moet die verbruikers uitkyk om seker te maak dat die is van 'n byeplaas af en jy weet, dit is nie noodwendig iets wat op die swartmark opgeëindig het? Wel, ek dink dit is belangrik om te weet en te verstaan dat daar is heuning-etikettering regulasies. So met ander woorde, 'n botteltjie met 'n behoorlike etiket op hê. Hy moet die byeboer se besonderhede op hê. Hy moet byvoorbeeld melding maak van die gewig van daai botteltjie heuning en dat dit tafelgraad is of choice kry, heuning is of wat ook al die geval mag wees. En ja, en baie van hierdie goed is net random botteltjies wat glad geen identifisering op het nie en veral wanneer daar heuningkoek binne in 'n emmertjie ingesny is, sommer net in stukke, dan kan jy omtrent verseker weet dat dit heuning is wat geoes is iewers ter in die bos. So ons weet klimaatsverandering het vir ons boere die laaste ruk baie harde tyd gegee. Behalwe nou vir die back and claw het ons gesien, jy weet, reënpatrone, swaar reënval wat oeste net heeltemal deurmekaar gemaak het, maar hierdie uiterste weerstoestande raak baie ander bedrywe ook. Hoe beïnvloed die bye en dan spesifiek heuningproduksie? Dit het 'n groot impak gehad, veral verlede jaar, wat ons 'n verskriklike nat seisoen gehad het. Jy moet onthou, as dit so reën, dan kan die bye ook nie werk nie. So hulle bly in die korf. En wanneer hulle natuurlik kan uitgaan, dan het baie van die nektar fisies uitgewas uit die blommetjies uit. So ons het nie naasten by die heuningproduksie gesien verlede seisoen wat ons graag sou wou nie. As ons nou praat oor wilde bye, want ons ken almal nou met die gewone oulike heuningbytjie, maar wilde bye en ander natuurlike bestuivers, hoe belangrik is hulle rol langs die heuningbye in die Suid-Afrikaanse ekosisteem? Kyk, ek dink al die bye is belangrik, al die pollinators is belangrik.
Maar ons moet onthou dat ja, hier deel ons met die Afrika heuning by, wat die Amerikaners graag die African killer bee noem, so ons baie 'n bietjie van 'n houding, maar ja, nee, krities belangrik, steeds as 'n bestuiver. En dan, hoe beïnvloed indringerplante en die verlies van natuurlike habitat hierdie bye van ons, die gesondheid daarvan en ook natuurlik ander byekolonies? Ek dink as jy met van die ou byeboere praat, is daar areas byvoorbeeld hier in Midrand omgewing wat vroeër jare vreeslik, wat vol bloekoms byvoorbeeld geplant was. En dat die ouens sê, dit was die plek om korwe neer te sit in daai jare, en dit is vandag alles, daar's net behuising. Alles meentuise en dinge. So dit is verseker 'n impak op ons byepopulasies, dat die feit dat ons net eenvoudig kos, dat ons voedselbronne vir die bye. Is daar iets wat ons boere proaktief kan doen, kom ons sê sommer gesamentlik met plantheid of so, om te verseker dat hierdie byekolonies ook daarso gaan wees en natuurlik hulle kan help bestuif? Ek dink, vergewe my vir die Engels, maar die sogenaamde cover crop, om net 'n gewaste plant wat, jy weet, tussen op die wenakkers, dink ek noem hulle dit, wat op die wenakkers geplant word, wat die bye tot voordeel kan wees, sal al baie help. En dat ons byvoorbeeld in die dorp, dat ons net, wanneer ons byvoorbeeld ons tuine beplant, dat ons 'n bietjie in ag sal neem dat die bye het ons nodig, die bye het ons, ja, het die plantjies nodig, sodat ons mooi byvriendelike blommetjies sal plant in ons tuine, wat bye gaan trek. Bye is nie regtig so sleg as wat ons dink nie, so ons hoef nie bang te wees vir hulle nie. Ek dink dit gaan maar oor opvoeding, maar ja, laat ons 'n bietjie plantjies sal plant vir die bye blommetjies. Nico, ons gaan nou verder met jou gesels. Dis ons gas op Grootplaas vanoggend, Nico Grobler. Hy is 'n byeboer. Dis wêreld byedag. Ons gesels 'n bietjie oor byeboerdery. Nou eers tyd vir jou Grootplaas kalender. Welkom terug op Grootplaas. Dit is wêreld byedag en ons gesels met byeboer Nico Grobler. Nico, so wêreldwyd is al 'n bietjie kommer oor dalende byepopulasies. Hoe lyk die situasie tans in Suid-Afrika? Ek dink as ons mens gesels met die entomoloog van die Universiteit van Pretoria, dan is ons probleem nie so groot soos wat byvoorbeeld in Amerika en Europa is nie. Dit is maar puur omdat ons by se lewensiklus is 'n klein bietjie korter as vir die Europese bye is. En die groot probleem in die US en in die Verenigde State is maar die Varroa miet, wat 'n potensiële probleem is. Maar nie soveel vir ons hier as byvoorbeeld in Europa. So, hoe groot is die bedreiging dan nou van plaagdoders vir bye en wat kan boere dan doen om dit te beperk? Dit is 'n probleem. Ek meen, gif wêreldwyd is 'n probleem. Ek dink daar's tog 'n beweging om minder chemie te gebruik. Definitief. Ons het onlangs met mense gesels wat besig is met biologiese plaagbeheer. En dit was my regtig verblydend om te sien dat daar mense is wat hulle regtig toespits daarop om biologiese plaagbeheer toe te pas. En ek dink dis maar die roete om te gaan vir ons. Nou, is daar enige nuwe tegnologie of innovasie wat tans gebruik word om bye beter te monitor en verder te beskerm? Die verder te beskerm tegnologie is ek nie so seker van die, behalwe as ons dan byvoorbeeld gaan biologiese plaagbeheer gebruik. Daar's baie sagteware pakkette deesdae beskikbaar waarop 'n byeboer byvoorbeeld sy bye se bestuur kan monitor. Alles wat in 'n korf gedoen word, kan fisies puntsgewys gemonitor word. Dan kan hy 'n QR-kode op sy korf aanbring en dan as hy weer by daai korf kom, net scan en dit bring dadelik die details op van die
mees onlangse bestuur of instandhouding wat hy gedoen het en met wat om te doen staan vir die volgende een. So ja, kom ek ons dink sê daar's vir ons gewone mense wat hier in die dorp bly en ons hou daarvan om 'n mooi tuin te hê, watse plante sal jy spesifiek voorstel dat ons aanplant om bietjie bye te lok daar na ons tuine toe? Nee, ek is nie die plantkundige nie, so ons gaan definitief maar na die kwekerye toe moet gaan om te hoor watter is byeplante. Ek het natuurlik uit die aard van die saak net op die byeplaas dat ek 'n klomp alwyne geplant, want dit is kos in die wintermaande, wanneer daar nie ander kos in die veld is nie. En dit was vir my belangrik, maar ek bedoel, ou moet maar met die kwekerye praat oor wat is regtig funksionele plantjies wat ou in jou tuin kan plant. So as daar nou iemand is wat belangstel om 'n byeboerdery te begin, wat is die belangrikste lesse of raad wat jy vir hulle kan gee? Ek dink ek wil amper begin met 'n waarskuwing. En dit is dat 2 korwe word 4, 4 word 8, 8 word 16 en so voort en so voort. Dis 'n groot swart gat. Want bye is sulke interessante karaktertjies en as jy nou eers begin met byeboerdery en jy maak 'n korf oop en jy ruik daai kas in die binnekant, veral as hy nou vol heuning is, nee, dan raak dit 'n ou se hartsnare. So Raak 'n bietjie verslawend. ja, absoluut, ja. Hoorie, so as mense jy wil kom ondersteun, ek sien ook nou daar's die Raw and Real Honey Expo. Dis by 'n Safari tuinsentrum. Dit gebeur die 30ste en die 31ste wat nou hierdie naweek is, né? Dis komende naweek wanneer daar nou 'n klomp byeboere is wat daar expo het. En daar kan mense nou met ander woorde kom regte heuning direk by die byeboer koop. Kom kyk die man in die oë en sien die passie waarmee hy dinge doen. En ja, Dit gaan lekker wees. Nico, baie dankie vir jou tyd hier op Wêreldbyedag. Ons waardeer dit. Dit is ons gas hier op Grootplaas vanoggend, Nico Grobler, byeboer hierso van die ooste van Pretoria af. Dis alwaarvoor ons tyd het vir Grootplaas. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en dan kuier ons weer môre.